Welkom terug by die groot ontbyt. Ons is selfs vanoggend met Pieter van der Berghuis natuurlik, senior adviseur van Aluma Capital. Ons praat oor die feit dat Pieter sê die Suid-Afrikaanse ekonomie is nie net negatief nie, daar's positiewe dinge om ook op te fokus en wat 'n mens moet doen om daaruit munt te slaan. Goeiemôre, hoe gaan dit? Ja, goeiemôre. Môre Jennifer. Môre aan ons kykers. Gaan lekker om jou te hê. Baie dankie Pieter, dankie vir die moeite vanmôre. Ons moet praat oor die toenemende positiewe, kan 'n mens nou maar sê, mentaliteit en sentiment in Suid-Afrikaanse ekonomie. Daar's baie mense wat heeltyd negatief bly, maar daar is wat 'n mens sal noem jy sê hierdie noem dit 'n ontsnappingsspoed. Dis 'n ding wat gebeur na stadige versigtige groei. Op 'n stadium moet 'n ding opskiet. Is ons daar? En ons beweeg in daai rigting. So 'n goeie voorbeeld sou wees soos 'n vuurpyl. So 'n vuurpyl moet die aarde se swaartekrag oorskry en dit is stadig en dan kom 'n punt waar die swaartekrag nie meer so invloed het nie en dan ewe skielik ons by daai punt kom. So Suid-Afrika is stadig maar seker besig om sy beleide, hoe hy die geld bestuur en waar dit te beweeg is, daar's 'n punt wat ons graag nie meer geld wil leen nie. En dit kan 'n goeie storie wees vir Suid-Afrika. En hoe kan ons as Suid-Afrikaners ook as jy aftrede beplan, hoe beweeg jy na daai punt toe? Want so baie mense dink as jy op pensioen gaan, kom jy by daai ontsnappingspunt. Dit moet eintlik gebeur voor jy pensioen gaan. So jou passiewe inkomste, jou beleggings moet eintlik jou maandelikse salaris kan oorskry sodat jy kan aftree. En baie mense dink pensioenfondse gaan dit vir hulle doen en die realiteit is ons is nog nie daar nie. Watter tekens van herstel sien ons tans? Ek dink uiteindelik sien ons dat inflasie stabiel is en dit help baie dat ons kyk na die mense wat kyk wat vir ons gradering doen. Hulle sien ons baie meer positief in daai lig. Ek sien ook dat die mense van die buiteland baie meer positief is om Suid-Afrika te kom belê. En die Moody gradering het definitief gehelp dat baie beleggers op buitekant sê ons is besig om die skip om te draai. So daar is positiewe nuus in Suid-Afrika wat ons nou moet kyk wat die belegger raak sien aan buitekant en die markte buitekant sê ons is besig om dit reg te kry. As mens kyk na elektrisiteit, hawens, logistiek, al daardie tipe van dinge, ons soms wonder ons of die spoorweë ooit weer gaan regkom, regeringsbestuur en dis meer. Is daar 'n positiewe element in al hierdie faktore? Ek dink daar's baie meer oorsig met soveel meer partye en soveel meer mense wat in regeringsamptposisies sit. Kyk, baie meer mense wat ander mense nie doen nie. En hulle wil graag dit uitwys. So dit skep 'n geleentheid om heeltyd nuwe probleme na vore te bring. En dit help baie Suid-Afrikaners om te sien wat werklik die prentjie is. So dit bring dat baie meer mense vra. Baie mense raak meer uitgesproke oor ding wat hulle elke daaglikse lewens aanpas. So die mense wat nou in bewind raak, het baie meer verantwoordelikhede en hulle word accountable gehou, as ek dit so kan stel, om hierdie probleme op te los vir die algemene persoon. So ek dink daar's 'n positiewe in die feit dat ons baie meer mense in parlement het wat vir ons kan praat en sê, maar mense onder hulle is ongelukkig. Die beleggingslandskap in Suid-Afrika was baie lank negatief. Dink jy ons moet nog steeds versigtig bly? Ek dink versigtig is 'n wagwoord, maar as jy te konservatief is, dan kry jy net nominale groei. En as jy kyk wat lewenskostes is, en ek weet daar's inflasie maar ek dink die algemene Suid-Afrikaners kyk na kos, petrol, elektrisiteit, kyk na 10% verhoging in medies. En dit beteken as jy te konservatief bly, dan gaan jy een of ander tyd nie genoeg geld hê om by al hierdie goeders uit te kom nie. So jou langtermynbeplanning wanneer jy wil aftree, gaan dan 'n probleem raak. Jy praat van kos en medies en die inflasie spesifiek wat hoog is, maar wat begin stabiliseer op 'n manier. Watter elemente is daar nog wat dalk hierdie positiewe groei wat ons kan verwag kan ontspoor? Werkloosheid. Ek dink Suid-Afrikaners, ons het 'n skrikkelike groot werkloosheid. Daar is nie genoeg werk nie, so dit beteken daar's nie genoeg geld in 'n huishouding om elke dag die basiese nodighede te koop nie. Ek dink die petrolprys, die olie, ek dink dit is 'n groot bring. En ons kan sien binne ure hoe die markte verander as dit nie stabiliteit bring nie. So ek dink daai twee faktore en afhangende wat president Trump gaan doen, kan nog 'n invloed hê in Suid-Afrika en die wêreld wat omstandighede kan verander oornag vir kliënte. Vir die belegger wat die afgelope tyd eerder buite Suid-Afrika se bates gebly het, is dit tyd om te herevalueer? Konstant. Ek kyk as jy kyk na die fondsbestuurders, hulle hersien hulle fondse op 'n weeklikse, selfs baie keer 'n daaglikse basis. Die vraag wat ek altyd vir 'n kliënt vra wat buiteland belê is,
wil jy daar gaan aftree? Dis 'n baie goeie vraag. Want as jy nie daar wil aftree nie, dan moet jy jou geld terugbring. So wanneer bring jy jou geld terug? Wanneer is die regte tyd? En wat is die voordeel en wat is die belastingimplikasies? So om diversifiseer is wonderlik, maar wat is die implikasies van diversifisering en wat is die impak sou jy daai geld wil terugbring? Praat ons van diversifisering. Hierdie positiewe Suid-Afrikaanse verhaal wat ons almal voorhoop en wat ons almal verwag dalk kan gebeur. Hoe pas Aluma se plaaslike en private ekwiteitsprodukte aan by hierdie verwagting? En dis 'n baie goeie vraag. So as ons kyk na die aandelemark, dan kyk jy na verskillende bateklasse in industrie. Aluma kyk na privaatheid. So private maatskappye wat nie op die aandelemark is nie. Hulle volg nie daai tendens nie. Hulle word anders te gekeer. Dit beteken die man dan in die straat kry die geleentheid om deel te wees van iets baie uniek wat hy nie van die winkel af raak af kan koop nie. En dis baie belangrik vir beleggers wanneer jy kyk na diversifisering. Waar kry jy geleenthede om jou kapitaal anders te plaas? En dis wat Aluma so uniek maak. Ons het nou so vinnig daaraan geraak. Maar dink jy dis nou die tyd dat mense sal kyk na minder offshore geleenthede maar bly diversifikasie dan steeds belangrik? Alles in beplanning het 'n plekkie. Dit is die hoeveelheid of die persentasie wat jy daaraan toeskryf. Baie beplanning doen 'n mens nie op 'n kort termyn nie en dis 'n langtermynplan. So diversifisering offshore absoluut, daar is 'n plek vir dit. Is daar nou meer geleenthede in Suid-Afrika? Absoluut. En ek dink dis waar jy moet besluit waar jy jou risiko gaan plaas en hoeveel van jou geld gaan jy bereid wees om buiteland te plaas en hoeveel in binnekant Suid-Afrika. Ek dink Suid-Afrika het nou baie goeie geleenthede vir kliënte wat plaaslik wil belê in private ekwiteit. Watter tipe geleenthede is ons in Suid-Afrika in hierdie herstelproses wat ons nou kan verwag? Watter geleenthede sien Aluma? In die mediese veld. Ek dink peptiele is 'n ongelooflike veld wat as jy kyk wat dit kan doen. Ons praat maar net van klein gedeeltes van so Ozempic en daai goeders, maar as jy gaan kyk na die hele spektrum wat binnekort gaan vrygestel word deur die FDA in Amerika, dan gaan ons gaan kyk na siektes soos byvoorbeeld om cartridge oor te groei. Ons gaan kyk na mense wat ander siektes het, mense wat slaapprobleme het. Daar's ongelooflike nuwe tegnologie in die mediese veld wat uitkom wat teruggehou is en nou sê die mark ons gee hulle toestemming om dit vry te stel en dit gaan baie mense help met hulle eie gesondheid, maar dit gaan ook big pharma seermaak. Hoe beskerm julle mense terwyl hierdie herstelproses steeds plaasvind? Diversifisering. Ons het verskillende produkte in verskillende industrieë, maar ons het ook 'n produk wat 100% kapitaalbeskerming bied. Dis nou vir jou kliënt wat graag bo gemiddelde groei wil hê, maar hy wil ook konservatief bly in die beskerming. En dis waar kapitaalbeskerming so belangrik is. So jy kan risiko vat, maar weet jou kapitaal is beskermd. Wat is jou boodskap vir iemand wat as 'n beginsel in die buiteland belê het en wat daaraan dink om weer te kyk na Suid-Afrikaanse opsies? Eerstens, wat vorm dit deel? Wat is jou plan? Baie mense wil net geld belê. Ek vra altyd, wat is die plan? Wil jy 'n nalatenskap oor see laat? Wil jy net diversifiseer wanneer jy vir die risiko van die rand en die dollar verhouding het? Of wil jy vir jou kinders 'n nalatenskap of wil jy aftree met jou geld hierso? En dit begin eintlik met 'n plan. So my advies is, kry 'n plan voordat jy besluit neem. Moenie net geld belê nie, weet wat jou doel is. Anders is dit nutteloos. Pieter, daar's 2 hoofprodukte wat julle het, né? Verduidelik ons asseblief bietjie meer. Ons het 'n inkomste en 'n groeiproduk. En van ons produkte het 'n hoë risiko, soos 'n 13.2 profiel en dan het so 12.7 met 'n laer met die kapitaalbeskerming. Wanneer ons kyk na inkomste, kan ons kyk vir mense om te help tussen rente en dividende. Vir belastingdoeleindes moet jy die verskil weet, want so dit het 'n impak en ons kan jou dan herstruktureer om meer belastingvriendelik te wees. Ek dink ook daar's kliënte wat graag 'n korter termyn wil hê, miskien 'n jaar. Daar's kliënte wat sê 2 jaar en daar's kliënte wat sê ek wil graag buiteland toe gaan. So as jy na ons toe kom, kan ons 'n hele pakket vir jou bymekaar sit en ons kan jou hersien en dan hopelik vir jou 'n plan bou wat dan sin maak sodat jy daai 4-pylpunt kan bereik waar jy sê ek's onafhanklik finansiëel. En dis die belangrike vraag, wanneer gaan jy onafhanklik finansiëel wees van 'n salaris? Absoluut, dis die groot vraag. Baie dankie vir jou moeite en tyd vanmôre, Pieter. Dankie Pierre, dankie Jennifer. Nou ja.
daai het jy dat jy kan gerus maar vir Pieter van der Berg, senior adviseur by Aluma Capital, dalk e-pos stuur. Is baie maklik om dit te doen. Gaan stuur gerus 'n e-pos na dgo@aluma.co.za vir meer inligting oor hierdie produkte. dgo@aluma.co.za of besoek sommer net hulle webtuiste aluma.co.za. As ons weer terugkom na die advertensiebreek, dan gesels ons met 'n jong Suid-Afrikaner wat selfs in NASA opspraak maak.